Dankie vir jou deelname. Dankie vir ons musiekspan. En mag jy vandag beleef hoe dat die Here 'n amazing afspraak met ons het. Die wonderlik op die kalender is, dis vandag Pinkster Sondag. En wanneer ons aan Pinkster dink, dan dink ons gewoonlik aan die Pinkster verhaal in Handelinge. Daar was hier die wind gewees, daar was hier die vuur vlamme. Mense het in verskillende tale gepraat. Daar was ongelooflike blootstelling aan bonatuurlike krag en 3000 mense het daardie dag radikale transformasie beleef en deel geword van God se nuwe span, die kerk. Maar moenie vergeet wie was op daai unieke dag in die bovertrek nie. Dit was nie 'n vertrek vol superhelde. Inteendeel, dis mense wat kort van tevore baie verward, baie bang, baie onseker, baie teleurgesteld en ook nogal baie twyfelagtig was. Dit was nie 'n byeenkoms van die geestelike room van gelowiges nie. Inteendeel, dit was twyfelaars. Pinksterfees was oorspronklik jaar na jaar het dit plaasgevind. Dit was een van Israel se groot feesdae. In die Ou Testament het hulle dit vir eeue gevier as die fees van die weke. En dis presies 50 dae na Paasfees gevier. En dit was hierdie fees gewees met twee bene. Die een was, dit was 'n fees gewees wat 'n dankbaarheidsgeleentheid was vir die oes, maar dit was ook 'n fees gewees waar hulle herdenk het hoe dat God op 'n bonatuurlike manier destyds 50 dae na hulle die Pasga gevier het in die woestyn, hoe dat God op 'n stadium 50 dae na daai Paasfees sy wet, sy lewensriglyne aan sy volk kom gee het. Nou op hierdie Pinkster Sondag in Handelinge, terwyl daar baie Jode uit al die nasies in Jerusalem saamgetrek het vir die feesvieringe, gee God nie weer woorde op klip nie. Hierdie keer gee hy sy gees in mense se harte. En een van die mense wat daar was, is Petrus. Een van die klassieke instrumente en een van die hoofrolspelers in hierdie verhaal. Jy sal onthou, hy was die einste man wat op 'n stadium op Jesus se uitnodiging op water probeer loop het en gesink het. Dis die einste man wat ten alle koste aangekondig het dat hy Jesus gaan verdedig, maar hom toe uiteindelik half in dieselfde asem 3 keer verloon het. Dis die einste man wat elke keer hierdie groot bravade gehad het, maar dan ook in dieselfde asem met die twyfelagtige geloof. En tog is dit juis hom wat God kies om te gebruik. Nie omdat Petrus nooit getwyfel het nie. Inteendeel, omdat die les is en die bemoediging is dat God twyfelende mense kan kom herstel, dat God mense wat twyfel kan kom vul en op 'n baie dinamiese manier kan stuur. So wanneer ons vandag praat oor en verder praat oor, en is 'n vreemde stelling om te maak, maar die voordele van twyfel. Wanneer ons vandag verder daarop fokus, wil ek hê dat jy saam met my sal ontdek, en hier's die interessante van Petrus se belewenis as een van daai bemoedigende figure in die Nuwe Testament. Hier's die interessante. Twyfel het Petrus laat sink. Maar aan die ander kant, Pinkster, het Petrus laat staan. Dit het 'n ander standvastigheid in hom losgemaak. So kom vanoggend en word bemoedig hoe dat iemand kan verander. Jy kan verander. Van iemand wat baie onseker is en 'n klomp vrae het en oor 'n klomp goed twyfel, en hoe dat God jou kan verander van 'n twyfelaar na 'n dinamiese getuie. Iemand wat net nie anders kan as om oortuigend te wees oor dinge wat jy nie noodwendig altyd verstaan nie, maar jy dit net beleef. Jy weet dit het gebeur en daar's 'n ander sekerheid in jou siel. Terug na die baie bekende stukkie geskiedenis in Matteus 14, waar die disippels die opdrag van Jesus kry, na wonderwerke sê hy vir hulle, vaar julle so lank na die oorkant toe, ek sal later by julle aansluit.
So die disippels is in hierdie skei in opdrag van Jesus op koers na waarheen hy gesê het hulle moet gaan. En dan die volgende, wanneer dit begin donker word, bevind hulle self in 'n angswekkende storm. Nou ek wil as die Bybel sê vissermanne van hulle kaliber het bang geword, dan moet jy weet, dis nie omdat hulle sissies was nie, dis omdat dit regtig 'n uitdagende storm was. En dis in hierdie situasie dat Jesus na hulle toe aangestap kom. Lees saam met my vers 28 Matteus 14. Wanneer hulle vir Jesus sien en eers gedink het dis 'n spook en toe besef dis Jesus, toe sê Petrus vir hom: "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê Jesus. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. So daar was nogal 'n interessante vordering en 'n wow ervaring. Ek kan my net voorstel hoe dit moes voel, want as dit 'n gelyk perfekte dag was, die van julle wat waterski ken, wanneer dit 'n spieelgladde dam is of 'n rivier is dit eintlik makliker om te ski. Maar in 'n stormagtige situasie is dit nogal 'n uitdaging. So kan jy jou indink in hierdie water wat op en af om net jou balans te hou en naby Jesus te kom. En dit maak vir my sin as jy daaraan dink dat Petrus op 'n stadium, hy kan nie net sy oë op Jesus hou nie, want is die water af of op hier onder hom. Dis alles is besig om te, soos ons in Engels sê, chop and change. So vers 30, toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: "Here, red my." En dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: "Klein gelowige, waarom het jy begin," en daar's ons woordjie, twyfel. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek vir jou daai sin highlight op die vraag, miskien het jy dit ook al gelees in die verlede as 'n aanklag. Kom on, sties Petrus, klein gelowige, kom het jy begin twyfel? Maar miskien moet jy net eers let in daai vers. Dis eers Jesus se hand en dan sy woorde. En wat my veral opval is die feit dat Jesus Petrus nie laat stink om hom 'n les te leer nie. Ja, toe kry vir jou, jy wou mos. Wou mos nie glo nie. Inteendeel, Jesus se karakter is, hy steek sy hand uit. En jy sien daar's twee soorte twyfel. Daar's 'n dekonstruktiewe twyfel wat afbreekend, wat negatief is. Daar's 'n twyfel wat jou half van Jesus af wil laat onttrek. Ek twyfel of hy my kan help. Maar daar's 'n ander soort twyfel wat uitroep en sê: "Here, red my." En dis een van die voordele van twyfel. Daar's 'n paar wat ek vanmôre met jou wil deel na aanleiding van Petrus en wat hy in Pinkster beleef het. Maar een van die dinge wat ons onmiddellik in sy storie hier ontdek is, nommer 1, twyfel stroop jou van alle arrogansie, van alle selfvertroue, daai selfvoldane ingesteldheid. Twyfel stroop 'n mens nogal maklik van jou vleeslike bravade en selfversekerdheid. En dit bring ons by 'n plek waar ons nie kan voorgee ons is sterk genoeg nie. Dit bring ons dikwels, veral wanneer jy alles onder beheer het, is alles fyn. Maar dikwels is dit gebaseer op selfvertroue. Totdat een of ander krisis of storm jou tref en jy skielik begin twyfel. En jy begin twyfel aan waar's God in die proses, maar jy begin ook besef ek kan dit nie hanteer nie, jy betwyfel skielik jou eie vermoëns. En dit bring ons by daai kortste, eerlikste, kragtigste gebed: Here, help. Here, red my. Jy sien mense wat dink hulle weet alles. Mense wat vol geloof is. Maar geloof in die verkeerde goed. Geloof in hulle self. Sulke mense vra nie noodwendig maklik hulp nie. Luister ook nie maklik. Buig nie maklik nie. Dink aan die seisoene in jou lewe waar alles goed gegaan het. Dis daai versoeking om nie regtig
na Jesus toe uit te reik, die Heilige Gees se leiding te vra, God se aangesig te soek nie, want jy het mos alles onder beheer. Totdat twyfel kom. Jy is skielik nie seker waar jy is nie, jy is skielik nie seker hoe om hier uit te kom nie, jy is skielik nie seker wat om volgende te doen nie. En twyfel stroop jou skielik van ek is in beheer na of die dekonstruktiewe twyfel van God het in elk geval my gedrop, of dit bring my by daai plek waar ek eerlik na Jesus uitreik. Die stelling op die skerm. Mense wat eerlik met hulle twyfel na Jesus toe kom. Miskien is jy vanoggend in daai kategorie. Jy eerlik met jou twyfel na Jesus toe kom. Sulke mense staan dikwels op die drempel van 'n dieper geloof. Skielik is daar iets anders wat loskom in jou verhouding en jou kontak met die Here. Verlede week het ons vir mekaar gesê twyfel is nie die vyand van geloof nie. Twyfel kan die plek word waar jy twyfel kan die plek word waar ek ophou vertrou op my beheer en my sekerheid en my antwoorde en noodgedwonge na Jesus se hand gryp. En dikwels is dit deel van die toets waardeur hy ons sit. En met Petrus se verhaal en hoe dat die Here sy geloof bly toets en hom deur 'n situasie sit en hierdie kwartaal fokus ons in ons groepe op verskeie vlakke in op die boodskap of die reeks The Testing of Your Faith. Want uiteindelik wil die Here vir ons die heeltyd kom toets en vir ons in situasies bring waar ons uiteindelik omstandighede en onsself en selfs die Bybel en hom betwyfel, maar as ek met eerlike antwoorde na die Here toe kom, dan stap ek ander kant uit met 'n sterker geloof. Petrus se verhaal stop egter nie daar in die water nie. Sy grootste val kom nog. Jy onthou die aand voor Jesus gekruisig is? Petrus maak met groot geloof, selfgeloof of selfvertroue, maak hy die bravade volle aanmerking om te kan sê, Jesus, ek gaan U nooit verlaat nie. Maar net 'n paar uur later ontken hy die keer dat hy Jesus ken. Hoeveel van ons weet hoe dit voel? Jy het gedink jou geloof is sterker. Jy het gedink jy sal nooit in daai situasie val nie. Jy het nooit gedink in daai situasie sal jy iets negatief sê en sê jy ken nie Jesus nie of jy glo nie dit nie. Jy het dalk gedink jy weet wie jy is. En toe kom die toets. Toe kom die storm. En dit wys hoe broos jy regtig is. Toe kom daai konfrontasie van 'n nie dreigende persoon, 'n diensmeisie. En skielik ontken jy Jesus. Maar ontdek die hart van Jesus vir gebroke twyfelaars. Want dit was net voor Jesus se kruisiging. 2 weke wat ook al later is Jesus saam met hulle by die see van Galilea. Hulle is om 'n vuurtjie, hulle het vis gebraai. Petrus kom daar aan. En Jesus het nie die houding van, ja, hier's jy ook. Kan ons bietjie gesels? Johannes 21. Is dit nie Jesus wat Petrus verneder en hom diskwalifiseer, inteendeel hy herstel hom? Lees saam met my die storie Johannes 21. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, waar is jou lojaliteit? Het jy my lief? Meer as hulle hier. Kan my indink Petrus se body language, ja Here. Jy weet dat ek U liefhet. En Jesus bevestig Petrus se roeping. Petrus, ek het 'n groter job vir jou. Vers 16. Hy vra hom weer 'n tweede keer. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Ek het 'n werk vir jou. Jesus vra hom die derde keer. Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus besef Jesus boor bietjie dieper. Die Bybel sê hy het bedroef geword.
omdat Jesus om die derde keer gevra het jy my lief? Want toe Jesus dit die derde keer doen, toe besef hy, dis in lyn met sy 3 keer. En hy antwoord, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, kom ek herstel jou roeping. Maak seker, jy laat my skape wei. Petrus, ek het jou nie afgeskryf nie. Petrus, ek is besig om jou op te skryf. Petrus, ek het 'n groter droom met jou. 3 keer het Petrus vir Jesus verloon. 3 keer gee Jesus vir Petrus ruimte om sy liefde en sy loyaliteit te verklaar. En 3 keer bevestig Jesus vir Petrus, Petrus, daar's 'n groter plan met jou. Petrus, ek het jou nodig. Petrus, ek wil jou gebruik. Let op. Voordat die Heilige Gees uiteindelik vir Petrus kom bekragtig, herstel Jesus eers vir Petrus. Op die skerm sit ons dit so, want die Heilige Gees sal nooit kom om 'n vals weergawe van jou te kom bekragtig nie. Dikwels wil hy jou eers stroop. Dikwels wil hy eers 'n klomp van jou selfbravade en ek is geroepe deur die Here en ek het hierdie planne wat ek vir die Here en ek gaan Jesus beskerm en ek gaan groot goed vir hom doen. Watch this space. En eers moet dit gestroop word. En gestroop word van onsself, sodat hy kan kom en ons kan herstel en ons besef, daar is nie vir 'n disipel van Jesus iets soos selfvertroue nie, daar's net iets soos godsvertroue. Die oomblik as ek in myself vertrou, gaan ek droog maak. Ons 'n wêreld en 'n filosofie hier buite, wat vir ons wil sê, glo in jouself. En dis kontra wat die Bybel sê. Tot die doop is hierdie publieke verklaring om te sê, ek sterwe aan self. Ek gaan nie verder op myself vertrou, dis nou nie meer ek wat leef nie. Christus lewe in my. Maar dan kom Jesus, en uiteindelik het hy hierdie herstelde, eerlike, afhanklike volgeling van hom, wat uiteindelik kan kom vul met bonatuurlike krag. Die interessante en die voordeel van twyfel, wat hierby aansluit, en die feit dat Petrus hierdie gestroop van homself belewenis gehad het, is tweedens, 'n verdere voordeel wat dit bring wanneer jy van met twyfel gestoei het, is, jy het skielik baie meer empatie met ander. Wanneer jy jou twyfel na Jesus toe bring, en deur hom aangeraak word, dan maak dit jou skielik baie meer verdraagsaam en empaties met ander mense. Want terwyl ons hierdie span mense as gelowiges wil etiketeer en sê, ons is gelowiges van die Here, stikkel almal van ons een of ander tyd, as ons nie in godsvertroue glo nie, en ons wil begin voeter in selfvertroue, dan begin ons twyfel. En wanneer jy eers self daai pad geloop het, dan besef jy as ander mense twyfel, wow, ek gaan hulle nie kritiseer nie, want almal van ons loop die risiko. Petrus wat self gesink het, kan later ander sinkende mense help. Petrus wat self herstel is, kan later skape oppas, sonder om die te veroordeel wat rondgedwaal en afgedwaal het, sonder om hulle af te skryf. Dis hoekom hy die einste Petrus later in sy eie brief skryf in 1 Petrus 2 vers 25, hy sê, julle het almal so skape rondgedwaal. Almal het maar sy eie ding gedoen, almal het in hulle self vertrou. Ek dink ek weet waarheen ek op pad is, dink ek weet wat die beste vir my is. Ons het so skape rondgedwaal. Maar nou het julle teruggekom na die herder en die bewaker van julle lewe. Petrus het geweet hoe dit voel om rond te dwaal, hy het ook geweet hoe dit voel om terug te kom. En dan kom Pinkster. Jesus het net voor sy hemelvaart vir hulle gesê, ouens, moenie nou uitstorm, veral weer eens, omdat julle gaan een van die grootste skouspelle sien, ek gaan in die hemel opgeneem word, julle gaan engele sien, wat aan julle hierdie instruksies en opdragte gee, moenie nou so vol selfvertroue die wêreld invaar, in julle eie krag nie. Moenie probeer om sterk te wees nie. Wag en plaas julle vertroue uiteindelik in my, gaan verander die wêreld nie in selfvertroue nie, maar ook nie in twyfel nie. Gaan verander die wêreld in 'n godsvertroue. Jesus se opdrag, Lukas 24. Hy sê ek sal die gawe wat my Vader beloof het,
vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Want twyfel is nie net 'n keuse wat ek aan en afsit nie. Twyfel verander in geloof wanneer daar 'n ander krag aanwesig kom in my lewe. Net daarna sê Jesus in Handelinge, in Lukas se weergawe in Handelinge 1 vers 8, hy sê en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal skielik hierdie getuies wees. En die woordjie vir getuies is hierdie dinamiese vertellers. Mense wat ongetwyfeld is in dit waarvoor hulle staan, dit wat hulle gesien het en dit wat hulle ander mense van wil oortuig. Interessant is dat Jesus nie sê wanneer die Heilige Gees oor julle kom, gaan julle al die antwoorde ontvang of gaan julle nooit weer vra hê of gaan julle nooit weer bang wees nie, maar hy sê julle gaan krag ontvang ten spyte van julle menslikheid en julle sal hierdie bonatuurlike instrumente in my hand word. En dis hoe dit ontvou. In Handelinge 2 lees ons, toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Yes, hulle het gedoen wat Jesus gesê het, hulle was by mekaar, hulle het gewaag. En nou kom skielik uit die hemel, 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En skielik die dramatiese andersheid. Dieselfde disippels wat letterlik eintlik nog besig is om agter geslote deure weg te kruip. Steek skielik die deure oop. Dis letterlik soos in ons kom hier uit. Hier is te goed om waar te wees. En skaamteloos en nou nie met selfvertroue nie, nou met godsvertroue. En met 'n kragtige vrymoedigheid begin hulle publiek vertel. Tot nou toe was hulle bang, wat as die Rome, wat as die Romeinse soldate agterkom ons is ook volgelinge van Jesus, want 'n bietjie meer as 'n maand en 'n half gelede het hulle ons voorganger gekruisig. Hulle is eintlik nog op soek na ons. Skielik het hulle 'n saak daarmee. Skielik is daar so 'n ander oortuiging en 'n vasbeslotenheid en 'n ander opgewonde krag in hulle om te sê, almal moet weet. Jesus het gesterwe, maar meer nog, Jesus het opgestaan. En dieselfde Petrus wat nie bo of ba kon sê en standpunt inneem vir Jesus voor 'n diensmeisie 'n paar weke van tevore, staan nou skaamteloos, vreesloos, sonder om te twyfel op voor 'n skare mense. Wat het verander? Nie Petrus se persoonlikheid nie. Dis nie Petrus se verlede nie. Dis nie Petrus se natuurlike vermoëns nie. Skielik het die Gees van God gekom. En dit bring ons by 'n derde voordeel van twyfel. Want jy sien, wanneer jy twyfel, Here, het U gesê, kan U, hoe werk U? Here, ek wag op U, maar die oomblik as ek twyfel, begin dit maak my sag vir sy krag. En dis nie 'n nuwe, selfversekerde selfvertroue nie. Want dis 'n nederige, dankbare godsvertroue op sy krag. Dis hoekom destyds een van die kleiner profete, Sagaria 4 vers 6 herinner ons, wanneer God deur ons dinge doen, dan is dit nie omdat ons hierdie sterk geloofsreuse is nie. Inteendeel, Sagaria se woorde is, dis nie deur krag of geweld nie. Nou die eintlike Hebreëse woordjie vir geweld hier is, dis nie krag of militêre strategie nie. Dis nie om self plannetjies te maak en allerlei dinge te organise en te manipuleer nie. Hy sê die oorwinning en die impak wat kinders van die Here kan maak, kom nie deur krag of deur strategie en manipulasie nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. En Pinkster kom wys vir ons die toekoms van die kerk het nie gerus op mense wat nooit twyfel nie. Die toekoms en die geboorte van die kerk rus op die Gees van God wat brose, twyfelagtige mense so vul en anders maak dat hulle oortuigend die wêreld kan infiltreer met die waarheid van Jesus se lewe en opstaan. En kyk na die skare se reaksie. En ek dink as ek die Bybel lees, dan besef ek net, joh, jy kan oor 'n klomp goeters vra en twyfel. But it's also a divine setup.
Dis net soos is dit nou toevallig dat hierdie plaasvind wanneer Jode uit al wat 'n landstreek uit is in die destyds bekende wêreld spesifiek vir hierdie fees van die weke in Jerusalem is, maar eintlik hulle is Jode, maar hulle is eintlik hulle huismoedertaal is die taal van die land waarvan hulle afkomstig is. En hier hoor hulle gewone Galdeërs. Nou in die Kaap weet ek hulle het baie Brackenfell grappies en hier in die Transvaal het hulle baie brakpan grappies. Nou Galdeërs is soos 'n lekker man of hoe sê hulle Witbank. Sorry as ek op iemand se tone trap. Maar dis nie noodwendig, hierdie is nie hulle kom van Sandton nie. Hierdie is nie van Houghton of Parkhurst, weet dis Galilee. En skielik hoor hulle Galileërs. Kyk as hulle van Stellenbosch of van Pretoria afkom, was dit iets anders, maar hulle is van Galilea. Dis fooi tog, dis waar die common mense bly. Dis die mense wat doen hulle vang vis, fooi tog. En Jesus het in elk geval neergesien want hy is hierdie ongelooflike rabbi, maar kon hy nie 'n beter span gekies het nie. Sien, dis wat dit so interessant maak is en weer eens God se meesterplan dat die skare se reaksie is en hulle twyfel nou. Want hulle hoor Galileërs praat in hulle eie taal. En hulle beleef iets wat dit pas nie by wat ons sien nie, maar hierdie is so oortuigend. Ons hoor hierdie mense in ons eie taal praat. Vers 12 van Handelinge 2. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. En kyk nou interessant. Daar's 'n groep twyfelaars want hulle weet nou nie wat hier aangaan nie, hulle twyfel. Party het gevra, party het gespot. Die Bybel sê party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Want dis wat 'n konstruktiewe twyfelaar doen, jy kry die feite. Maar dekonstruktiewe twyfelaars is die wat nee wat ons glo. Party het gespot en gesê, ons weet, ons het die feite, hulle is dronk. Dis al wat jy van mense wat van Galilea afkom kan verwag. Die gesyp is die tyd van die oggend. Die eerste groep te gesonde twyfel. Verstaan nie als nie, maar dit vra. Hulle is oop genoeg om te vra, wat kan dit wees? Ek sien daar's 'n groep mense wat twyfel en hulle het onmiddellik hulle opinie. Hoekom? Want hulle is selfversekerd. Hulle het baie selfvertroue. Hulle het al die antwoorde. Hulle het reeds 'n verklaring, klare oordeel. En hier's 'n ongelooflike diep Pinksterwaarheid. Nommer 4. Nog 'n voordeel van twyfel. Jy sien, twyfel wanneer jy eerlik en opreg twyfel, dan maak dit ons oop vir wat die waarheid is en transformasie. Oomblik as ek sê, Here, ek kan nie staan nie, Here, red my, dan steek hy sy hand uit. Die oomblik as ek eerlik is in my twyfel, dan is hy beskikbaar om vir my die waarheid te gee, openbaring te gee en radikaal te transformeer. Die mense wat die vraag vra vanuit onsekerheid en twyfel, is dikwels nader aan transformasie. As mense wat so seker is van hulle eie insig, seker is van hulle eie oordeel, en hulle mis in die proses waarmee God besig is. Want die mense wat nie gespot het nie, die mense wat gewonder het, hulle het aanhou luister. En uiteindelik het hulle, was nog nie lekker seker nie, maar hulle het vrae gevra. En uiteindelik het daar dieper vrae gekom. Hier's wat ons vind in vers 37. Toe hulle Petrus se verduideliking hoor in die storie wat hy vertel. Vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, ons is nie lekker seker wat ons moet doen nie, ons twyfel. Wat moet ons doen, broeders? Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Jy sien, die mense het nie begin met al die antwoorde nie. Hulle het begin met vrae en twyfel. Maar toe kom die oortuiging. En toe kom bekering. En bekering beteken ek sê, Here, ek het U nodig, ek het nie al die antwoorde nie, ek draai na U toe.
En die oomblik as ek na hom toe draai, sê die Bybel, dan draai hy na my toe. En wanneer hy na my toe draai, dan kom doen hy iets binne in my wat ek self nie kan doen nie. Hy kom aktiveer iets. Die dooie gees in my word lewendig. En dan kom 'n nuwe lewe. Vers 41. Die wat toe sy woord, Petrus se woord met blydskap aangeneem het. Yes. Ons verstaan nie als nie, maar ons glo. Die Bybel sê hulle is gedoop. Vandag die voorreg gehad om 3 mense te doop. Die statistieke hier lyk bietjie anders. Ek wonder hoe daai ene gelyk. En daar's daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. Diegene wat twyfelend gevra het, wat beteken dit? Hulle word deel van die geboorte van die kerk. Hulle word deel, hulle beleef die transformasie, hulle is deel skielik van 'n nuwe taakmag. Daar's 'n nuwe identiteit, hulle is 'n burgerskap van 'n totaal en al 'n nuwe dimensie. Diegene wat vasgeklou het aan hulle eie geloofs-oortuigings, nee, hulle is dronk, ons los hulle. Hulle het gemis wat God op 'n fenominale manier dalk ook vir hulle wou doen. So die voordeel van twyfel is, wanneer dit nederig en wanneer dit oop voor God gebring word, twyfel kan jou nogal leer luister. Twyfel kan jou nogal leer vra. Ek verstaan nie dit nie. Kan jou leer onderskei. Twyfel kan jou op jou knieë bring waar die Heilige Gees jou kan vul met krag wat jy nie in jouself het nie. Van die mees dinamiese, moderne, amper sê agente van transformasie. Gaan luister maar na hulle stories. Bykans almal van hulle het eers 'n ongelooflike geloofskrisis gehad. Hulle kan nie aanvaar dat die Bybel wetenskaplik verifieerbaar kan wees en dat dit die woord van God is nie. Maar dan vra en hulle is oop en eerlik daarmee en hulle stoei daarmee. En raai wat gebeur? God kom openbaar aan hulle dat hy hulle wil transformeer. Die Heilige Gees wil meer doen as net om ons sterk te maak. Inteendeel, hy wil ons die waarheid laat ontdek. En die waarheid is nie net 'n klomp feite nie, die waarheid is toevallig ook 'n persoon. Johannes 16 vers 13 is Jesus se eie belofte oor hierdie vooruitsig. Wanneer hy kom, die Heilige Gees of die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Daar kom skielik hierdie transformasie en hierdie insig van dinge begin sin maak, ek begin dinge verstaan. Want hy konstruktiewe twyfel vra, Here, wat is waar? Die konstruktiewe twyfel besluit sommer vooraf, niks is waar nie, hierdie is 'n pot ding is, gaan dit nie aanvaar nie. Die Gees van waarheid, wanneer hy kom, dan breek hy nie geloof af. Die goed wat jy in die verlede geglo het, om jou leeg te los nie. Hy help jou om die valse idees oor God te laat gaan, sodat jy die ware Jesus en die eintlike krag en die persoon van die Heilige Gees op 'n intieme ander vlak kan begin beleef. Baie mense, miskien is daar van ons hier, ons twyfel, nie omdat God onbetroubaar is nie, maar ons twyfel miskien omdat ons iets oor God geglo het wat Jesus nooit beloof het nie. Miskien is jy op hierdie stadium in hierdie vertwyfeling en 'n geloofskrisis want jy het gedink geloof beteken as jy jou lewe vir Jesus gee, gaan jy nooit in jou lewe weer probleme hê en lyding ervaar nie. Of jy het geglo as jy bid, sal jy altyd kry alles presies soos jy vra. Of as jy God dien, sal jy nooit deur mense te nagekom word nie. Maar die Gees van die Gees bring ons terug na Jesus, die gekruisigde en die opgestane Here, en hy wys vir ons die waarheid, wat eintlik die feite is, en dan gee hy ook vir ons 'n sekerheid. Romeine 8 vers 16 sê, hierdie Gees getuig saam met ons gees, hy kom verander iets hier in die binnekant, hy bring 'n ander wow gevoel om te weet, dat ons kinders van God is,
Daar's 'n ander vlak van verhouding en intimiteit en status en ek verstaan nie altyd wanneer ek baie keer bid en hy onmiddellik doen hy dit, ander kere bid ek en hy doen dit nie. Maar nou weet ek net my gees getuig saam met sy gees, ek sy kind. He's got it. Ek kan hom vertrou. Ek hoef nie op myself te vertrou nie. Ek hoef nie goed te manipuleer en te organiseer nie, want hy's met my. Wanneer twyfel vir jou aan die een kant wil sê jy behoort nie aan God nie, getuig die Heilige Gees vir jou, jy het 'n status, jy's 'n koningskind. Wanneer skaamte dalk vir jou sê as gevolg van die feit dat jy eers gesink het, in 'n geloofstoets gedryp het, dit wil dalk vir jou laat glo God is klaar met jou. Die Heilige Gees kom en hy sê nee, kyk na Jesus se hand. Hy wil jou uitred en hy wil jou oplig na 'n volgende status toe. Wanneer vrees vir jou sê jy kan nie opstaan nie, dan herinner die Heilige Gees vir jou, Petrus het geval en hy kon opstaan. Paulus herinner ons in 2 Timoteus 1 vers 7. En dis deel van hierdie transformasie innerlik. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie. Maar dit kom vul ons skielik met 'n ander, en dis nie selfvertroue nie, maar daar's 'n krag en liefde. En nie selfvertroue nie, maar selfbeheersing. En jy sien dis die voordeel van twyfel. Want twyfel verander uiteindelik twyfelaars in dinamiese getuie. Wanneer God se Gees van jou besit neem, is daar sekere goed wat jy steeds nie verstaan nie. Maar skielik verander jy in ek weet. Ek dink ons mis dit baie keer en een van iemand spot nou die dag en sê die amptelike volkslied van begrafnisse is Amazing Grace. Want dis jy was nog nie by 'n begrafnis as daar nie eers Amazing Grace gesing is nie. Jy weet dis nie half hoe dit is. Maar ons is so holriggery in die liedjie dat ons mis die woorde. Van ek verstaan nie noodwendig als nie, but I once was blind and now I see. Die ligte het aangegaan. Ek het getwyfel, goed het nie sin gemaak nie en ek weet nie presies wat gebeur het nie. I once was blind, but now I see. Ek dink daai 3000 mense na Pinksterdag as jy hulle in die straat voorgekeer het en gesê het, wat het gebeur? Baie van hulle gesê, jong, ek is ook nie regtig heeltemal seker nie, maar al wat ek weet is Jesus het my ontmoet. Hy het my van binne af nuut gemaak. Hy het my kom vul met 'n ander soort belewenis. Ek was gehoorsaam. Ek het publiek gaan sê ek het klaar gekry met my ou burgerskap. Ek is nie deel van hierdie burgerskap meer nie. En dit was die tradisie van daai tyd. Wanneer mense gedoop is as 'n ander nasionaliteit, het hulle in die publiek bekentenis gegee dat ek sterf nou as 'n Hittiet of 'n Amoriet of 'n Filistyn en ek staan nou op as deel van die Israelitiese volk en ek het die Joodse geloof aangeneem. Jesus het gekom en publiek daai verklaring gemaak om te sê ek is nie hier vir 'n ander koninkryk en vir 'n wêreldse koninkryk nie, ek is hier vir die koninkryk van my Vader. As jy daai mense voorgekeer het, hulle gesê ek weet net iets het verander. My verlede is uitgewis en my toekoms is nou totaal en al op 'n ander traject. En hulle is net skielik hierdie dinamiese getuies. Wanneer jy in 'n hof moet getuig wanneer jy 'n ongelukstoneel gesien het, dan hoef jy nie te sê jy verstaan die ongeluk nie. Jy moet net vertel wat jy gesien het. Want ek en jy twyfel, maar ons het Jesus ontmoet. Het ek skielik 'n ander storie. Vandag is weer Pinkster. En Pinkster is nie net 'n gebeurtenis lank terug nie. Pinkster is die lewende God wat deur sy gees gewone, bang, brose, praande, twyfelende mense kom vul met krag en liefde en selfbeheersing sodat hulle daai soort getuies kan word. So vandag is die vraag nie, het jy al ooit getwyfel nie? Almal van ons het. Die vraag is, wat doen jy met jou twyfel? Bring jy dit na Jesus toe soos Petrus? Veral wanneer jy op hierdie stadium so in 'n twyfelgreep vasgevang is, wat jou omstandighede sluk jou in. Jy weet letterlik nie herwaarts of derwaarts nie. Het jy die selfversekerde oortuiging van God het my gedrop?
Of is daar hierdie ingesteldheid om te sê, Jesus, ek's ek's nie meer knie diep in die water nie, ek sink. Maar in my twyfel van wat nou aan die gang is, roep ek na U uit en sê, Here, red my. En laat hy jou herstel. Laat hy jou herstel soos daai by daai visbraai om die vuur langs die see van Galilea na die opstanding. Wanneer Jesus vandag na jou kyk en sê, jy lief vir my. Here, U weet alles. Here, U weet dat ek met alles in my besef, ek verstaan nie als nie, maar ek kies om U lief te hê. Is ek en jy bereid om in plaas daarvan om in ons self-entoesiasme en ons eie ingesteldheid oor te gaan wanneer ons so opgewonde is oor dit wat ons van Jesus beleef het, eerder te wag in die bofortrek. Eerder te sê, Here, ek gaan wag op U, nie wag op al die antwoorde nie. Ek gaan wag en ek is afhanklik van U krag. Jy sien twyfel wat jy na Jesus toe bring. Here, help. Here, U weet alles. Here, ek wag op U, ek kan nie op my eie krag staat maak nie. Daai twyfel is altyd die begin van 'n dieper geloof. Twyfel wat deur die Heilige Gees gelei word, kan verander in onderskeiding. Dit word skielik 'n ander dinamiese nederigheid. Dit bring jou skielik by waarheid en dit maak van jou hierdie ongelooflike kragtige getuie. En die Heilige Gees verwyder nie onmiddellik al jou vrae nie. Sien dit wanneer jy jouself oopstel vir hom en hy van jou besit neem dat jy die antwoorde op alles het nie. Maar hy verander wat twyfel met ons doen. Sonder die Heilige Gees maak twyfel ons sinies. Met die Heilige Gees maak twyfel ons soekend. Sonder die Heilige Gees laat twyfel ons wegdryf. Maar met die Gees bring twyfel ons terug na die Herder toe. Sonder die Gees word twyfel eintlik 'n doodloopstraat. Maar met die Gees word twyfel 'n pad na 'n dieper, meer dinamiese geloof. En daarom wil ons nie vandag bid, Here, antwoord al ons vrae nie. Here, gee dat ek nie meer sal twyfel nie. Inteendeel, kan ek jou uitdaag, miskien in hierdie baie spesiale geskiedkundige dag op ons jaarkalender, om eerder te kan kom en net weer te kan vra, Heilige Gees, kom vul my. En ek verstaan nie eers als nie, en miskien het jy eers al 'n paar negatiewe ervarings gehad, en miskien is die Heilige Gees vir jou, die Engelse verwys dikwels na die Heilige Gees as the Holy Ghost, en as ons dit nou verkeerd vertaal, dan dink ons dikwels aan 'n heilige spook. En vir baie mense is dit regtig in daai kategorie van, dis vreemd, dis nie die tipiese verstaanbare nie. Maar waarvan om ook jou twyfel te bring, en sê, Heilige Gees, ek twyfel waar U is in my lewe, ek twyfel wat U met my gaan en kan doen. Maar ek wil nie vanmôre hê dat my twyfel tussen my en U kom staan nie. Ek wil nou eerlik wees oor my vrae en sê, ek twyfel of U krag regtig ten volle van my besit geneem het. En sonder om alles te wil verstaan, wil ek vir U die geleentheid gee om te sê, kom raak my aan, kom transformeer my, kom vul my. Lei my in die waarheid van wie ek is. Dat ek dit myself uit net kan droog maak. Maar lei my ook in die waarheid van wie U is. En wat U en waartoe U my kan lei. Heilige Gees, kom getuig U saam met my gees. Bring daai innerlike wete. Dat ek 'n herstelde, geroepe, gestuurde ambassadeur, dat ek 'n kind van God is. Gee my weer daai krag. Sommige van ons het vandag regtig 'n bonatuurlike krag nodig net om weer op te staan. Jy het gesink en jy's besig eintlik om geestelik en emosioneel en sielkundig te versuip. Vandag daai twyfel. Sê Here, ek twyfel of ek nog wil lewe. Twyfel of ek kan aangaan. Ek twyfel of ek hiermee kan deurdruk. Gee my krag om weer op te staan. Maak my twyfel en al 'n dinamiese instrument in U hand, 'n getuie van die koning. Kom bid saam met my. Vader, dankie dat U nie afgeskrik word deur twyfel nie. Dankie dat Jesus sy hand vanoggend uitsteek na mense wat sink.
Mag ons ingesteldheid wees, nie dat u uself eers moet verduidelik nie, maar dat ons in 'n kinderlike, egte, eerlike twyfel ons hand sal uitsteek en vir u sal sê, Here, red my. Ek kom bid vir die stikkend en die seer en die uitdagings wat hier verteenwoordig word. Kom bid vir 'n miljoen vrae waarmee soveel mense hier worstel. En ek besef dat dit die vermoë het, as ons dit verkeerd hanteer, kan die vyand dit kaap en kan hy ons wegrokkel van die weg, die waarheid en die lewe. Maar dankie dat wanneer ons soos 'n Petrus ons hulpelose twyfel kom erken. Dankie dat u nie net maar met ons uithou nie. Dankie dat u mense hier wil kom herstel en kom transformeer tot dinamiese instrumente in u hand. Dankie dat u Gees mense vul, omdat ons nie sterk genoeg is in onsself nie. So Heilige Gees, kom bemoedig u vandag elke twyfelende hart. Mag individue hier ervaar hoe dat u diegene wat moeg is vanoggend, kom vul met 'n nuwe aanhouer wenkrag. Vul elkeen wat vra dra. Wil elkeen wat voel hulle geloof is besig om te sink. En lei ons na daai bevrydende waarheid. Breek af dit wat onwaar is. Maar bou Christus dieper in ons harte. En maak ons nie sinies nie, maak ons soekend. Maak ons nie hard nie, maak ons nederig. Maak ons nie selfversekerd in ons eie oordeel nie, maak ons oop vir wat U doen. En soos Petrus stel ons op, herstel ons, vul ons, stuur ons. En mag twyfelende volgelinge verander word in onverskrokke, dinamiese, gestuurde getuies. Here, dankie vir die voorreg om saam met 'n klomp mense te wees vanoggend wat ek weet iets so deernis, iets so sagtheid, iets so passie vir ons. En U sien vanmôre ons vraagtekens, U sien die goeders waaroor ons al met U beklei het en waaroor ons skaam is. Miskien goeders wat ons in woede vir U toegesnou het. Dankie dat U beskikbaar en bereid is om ons te vergewe en ons so te kom herstel. Maar ook op 'n unieke dag soos hierdie vir ons uit te nooi om die vrae te vra, maar vraend na U toe te kom en te sê, wat moet ons doen, broer? Mag ons die keuse maak om na U toe te draai. Mag ons 'n keuse maak om gehoorsaam te wees in elke volgende tree waartoe U ons lei. En mag ons ervaar hoe dat U ons toevoeg tot die groter span waarmee ons 'n verskil kan maak om U koninkryk hier op aarde te verteenwoordig. En wanneer ons nou uitmekaar uitgaan, verdaag U ons maar met 'n nuwe honger na die volheid en die krag en die belewenis van U in ons. Dankie dat U dit beskikbaar is, dat U dit vir ons wil doen. Ons sien uit na die getuienisse. In die naam van Jesus bid ek dit. Mag jou Sondag geseënd wees. Daar's nog lekker koffie.